Goeiemôre aan al ons pragtige mensies. Prys die Here, gaan dit goed met julle? Ja man, die Here is awesome. Die Here is net awesome vir my en vir jou. Kom ek jy sê dankie vir Koning Jesus. Here, dankie vir hierdie wonderlike dag. Die sonskyn dag, Here, wat U in ons lewens gegee het, Here. Na al hierdie seëninge wat U direk vir ons gestuur het uit die troonkamer uit, wil ons vandag vir U sê, Here, baie dankie. Vader, ek wil net U loof en ek wil U prys. Ek wil vir U dankie sê vir elke boeta, elke sissa wat saam met my rondom die woord is, Here, vandag. En meer dieper delf in hierdie woord van U Koning Jesus. Seën hierdie woord direk uit die troonkamer uit. Dis my gebed in Koning Jesus. Nou my boeta, my sissa, kom ek en jy gaan gou 'n bietjie aan na Hebreërs 14. Ek het gou eers bietjie afgetrek sodat ons gou net bietjie, ek weet so die sonnetjie uitkom. Hebreërs 12 vers 14. Kom ons kyk gou by Hebreërs 12 vers 14. Hy sê: jaag die vrede met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Luister mooi. Jaag die vrede na met almal. Jou grootste vyande, vrede. Ons as hierdie kreatiewe wat op hierdie aarde is, ons is so geneig om ons eie opinies te hê, om ons opinies te lig en kwaad te wees en alles te doen. Dis wie ons is. Maar wie is jy in Christus? Dis die belangrike vraag wat jy moet vra. Wie is jy werklik in Christus? En dan kom jy verder, hy sê vir ons, en die heiligmaking. Wat is die heiligmaking? Ek en jy kan ure praat oor die heiligmaking, maar ek wil vandag vir jou iets vertel. Kom ons gebruik een woordjie vir heiligmaking, wat ons moet nastreef, want sonder daai heiligmaking sal ons nooit vir Koning Jesus sien nie. Kom ons noem dit gehoorsaamheid. So ek wil vandag vir jou vra, hoe gehoorsaam is ek en jy aan Koning Jesus? En dit gaan bepaal die dag wanneer ons hom ontmoet, of ons die poorte van Koning Jesus sal deurgaan en saam met hom in die ewige lewe sal wees. Waar gaan jy wees? Ek wil vir jou sê, ek wil nie wees in die vuurput van die hel nie. Ek wil waar Hebreërs vir ons skryf, hy sê, jaag die vrede na. Ek wil in vrede wees met almal. Dis nie altyd maklik nie, maar wie wat is moontlik? Want as jy vir Koning Jesus vra om jou hart te versag, om jou hart te change, om jou hart te verander na die hart van Koning Jesus, om vir die Here te sê, Here, gee vir my 'n hartoortplanting, dat ek 'n hartoortplanting kan kry van die Heilige Gees. Daar's nie 'n wagtydperk wat jy sê ek moet in die groot skuur hospitaal of waar moet gaan lê vir 'n teater wat geboek moet raak nie. Nee, daai teater is dadelik beskikbaar by Jesus. En wie wat in 'n oogwind change jou hart, maar doen hy 'n hartoperasie. Is ek en jy nie bevoorreg nie? Ons is meer bevoorregte as wat ons ooit in ons lewe sal besef. Maar ek en jy besien dit nie in daai lig nie. Weet jy hoekom nie? Want ons het ons eie opinies. Ons wil ons eie dinge voor die woorde sê van Koning Jesus. Ek en jy wil vir Jesus sê hoe dit moet wees. Nee, die woord is jou riglyn. Die woord sê vir jou die waarheid. Want hy sê van Johannes 1, hy sê in die begin was die woord was by God en die woord is God. Hy sê nie op 'n ander manier nie. Daarom as ek en jy nie gehoorsaam is, kan ons die heiligmaking nastreef nie, want God is heilig, Jesus is heilig. En hy sê ons moet heilig wees soos wat hy heilig is. En Jesus was gehoorsaam aan sy Vader. So hoekom is ek en jy nie gehoorsaam nie? So ek wil vandag vir jou nooi en vir jou sê, kom ek en jy jaag heiligmaking na. Kom ons gaan na hom toe en sê, Here, ons wil U heilig maak in ons lewe. Ons wil U gehoorsaamheid. Kyk, kom ons wees nou eerlik met mekaar. Ons almal kan gehoorsaam wees. Want ek kan aan jou gehoorsaam wees, jy kan aan my gehoorsaam wees. Maar dan kry jy goddelike gehoorsaamheid. Dis wanneer ek en jy aan God gehoorsaam is. Hoeveel keer 'n dag is ek en jy aan Koning Jesus gehoorsaam? Hoeveel keer praat Koning Jesus met my en jou, dan luister ons nie eers nie. Want weet jy wat, ons stel nie belang om te luister nie. Want weet jy wat, dis vir ons belangriker om ons eie opinies te lig, ons eie wil af te dwing op mense. Maar nee, ons is nie in die wil van Koning Jesus nie. Nog 'n woord vir heiligmaking, om in die wil van Koning Jesus in te beweeg, om die weg en die weë te volg van Koning Jesus.
En hy het dit vir my en jou mooi uitgespel op aarde. Weet jy dit? Hy het dit vir ons uiteengesit. Hy het vir ons gesê, luister baie mooi. O karabashikotorobabatianda. Hy het vir my en vir jou gesê, wees gehoorsaam. Wees en wag op my. Op wie moet ek en jy wag? Op Koning Jesus. Is jy gereed om te wag op hom? Here, baie dankie vir hierdie woord. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here Jesus, om saam met U te kan wandel in hierdie woord, Here. Saam met U, Here, in hierdie pad te kan wees, Here, en te kan sê, Koning Jesus, saam met U wil ek wandel, saam met U wil ek loop, saam met U wil ek beweeg. Kom ek en jy, Here, ek wil vir U vra dat ons gehoorsaam aan U sal wees. En wanneer ons gehoorsaam is, Here, dis wanneer genesing in ons lewens gaan plaasvind. En wanneer genesing in ons lewens plaasvind, Here, dis daardie tyd, Here, wanneer U ons aangeraak, Here, en wanneer U ons aanraak, Abba Vader, dit is wanneer ons kan jubel en juig in U, Here, want dan is ons in U wil, Here, want ons wil gehoorsaam wees aan U roepstem. Ons wil hoor wanneer U ons roep. Ons wil hoor wanneer U ons aanraak, Here. En ons wil sien dat daar 'n verskil is, Here. Maar dit kan net gebeur, Here, wanneer ons na U strewe en nie die wêreld nie. Here, seën elkeen wat saam met my luister, saam met my kyk, laat hierdie woord vir iemand net iets beteken, Here. Dis my gebed vandag in Koning Jesus. Amen en amen en amen. Boeta Sissa, ek wil vir jou vra, jaag vrede na met almal en jaag die heiligmaking, die goddelike gehoorsaamheid van Koning Jesus na. Ek lief julle oneindig baie.